Ja, goeiemôre. Ek is baie bly julle het ingeskakel. Ek probeer eintlik op tyd begin, maar ek sien die meeste skakel nou nog in. Ek dink wel ons gaan begin. Ek vra verskoning vir die refleksie op my bril. Ek het nou probeer, dan maak ek die gordyne toe, dan maak ek hulle oop en die son kom soms deur die wolke. So dit is so moeilik nou om presies die regte hoek te kry en die lig reg te hanteer. So ek vra verskoning, ek het my bes probeer om dit beter te kry. Ons is vanoggend by Openbaring 21 en ek wil soos gebruiklik vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Ons buig ons hoofde voor U, ons Vader in die hemel, want ons weet dat U is die lewende God wat alles geskep het en wat alles onderhou. U het ook 'n vaste plan met hierdie wêreld en U is met hierdie wêreld op pad. Ons wil dan ook ons rol speel in hierdie wêreld tot die eer van U naam. Ons wil U verheerlik en ons wil ook gereed en voorbereid wees vir daardie heerlike dag. Van dit wat ons hier lees, Here, ons glo dit, ons aanvaar dit, ons is bly hieroor en ons sien daarna uit. Ons sê vir U dankie dat U vir ons hierdie heerlike vooruitsigte gee. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ek het gedink, nadat ek so 'n bietjie deur die materiaal gewerk het, of van die materiaal wat ek oorweeg het om te gebruik vir hierdie Bybelstudie, het ek gedink dat ons moet dalk net die eerste paar verse van Openbaring 21 doen. Dit is dan ook die einde van die oordeelsaankondiging en die begin van die nuwe bedeling. En ek dink hierdie eerste 8 verse het genoeg inligting om eintlik ons tyd vir vanoggend dan in beslag te neem. So ek lees vir ons uit kom ons lees maar vanoggend die 1953 Afrikaanse vertaling van Openbaring 21, die nuwe hemel en die nuwe aarde, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toe berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy God wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf wat hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood.
Hoe meer 'n mens, ekskuus, ek net hier vir ons krag kry, ek het gedog ek het die krag aan. Hoe meer 'n mens die boek Openbaring lees, hoe meer kom ek onder die indruk dat 'n mens baie meer na die boek Openbaring eintlik ook moet verwys as jy preek of as jy Bybelstudie doen. Dat die boek Openbaring is eintlik die perfekte boek om die Bybel mee af te sluit. Omdat die boek Openbaring as het ware die boodskap van die Bybel inkorporeer en intrek in God se raadsplan in en vir ons wys waarheen God met alles op pad is. Ek dink Openbaring is vir my, en dis my gewaarwording van die boek Openbaring, wat ek met julle graag wil deel, is vir my 'n absolute wonderlike boek, waarvan ek graag meer sal wil lees en wil leer, ook in die toekoms. Nou, wat my tref van hierdie 8 verse, is dat dit baie goed gestruktureer is, baie fyn wil ek amper sê beplan is. Nou wil 'n mens sê, was dit nou die beplanning van Johannes? Ek dink eerder moet 'n mens sê, sekerlik 'n organiese beskouing, dat dit was die werk van Johannes, maar onder leiding van die Heilige Gees. En wanneer ek hierdie tipe van fyn uitgewerkte struktuur in die Bybel raakloop, dan spreek dit vir my van die orde wat daar in God is, en die denke van God, en die deeglikheid van God, en dit is iets wat ek nog altyd kon waardeer, en wat my juis net wys, dat die boek wat ons ken as die Bybel, is nie iets van hierdie wêreld nie, dat dit is iets baie besonders, wat God vir ons gegee het. So, 'n mens voel werklik bevoorreg om Openbaring te kan lees, maar veral dan ook Openbaring 21. Nou, ek wil net so 'n bietjie met julle werk deur hierdie gedeelte, hierdie 8 verse, en ek wil vir julle dinge wys wat ek dink die mense oor die algemeen nie raak sien nie of nie besef nie. Kom ons begin net by die struktuur. Jy het in vers 1 en 2 'n aankondiging van die visioen van die nuwe hemel en die nuwe aarde. En ek sal julle nou iets wys, en ek wil dit ook vir julle, ek sal hopelik later 'n kans kry om iets daaroor te sê. Kyk 'n bietjie op die struktuur net van vers 1. Daar is, en ek gaan net sommer so op die skerm vir julle wys, daar is die nuwe hemel en die eerste hemel. Daar is die nuwe aarde en die eerste aarde. Sien julle dit? So alreeds hier is hier 'n herhaling, maar ook alreeds 'n struktuur in die aankondiging van hierdie visioen wat Johannes dan sê hy gesien het. Hy gebruik die werkwoord sien. Met ander woorde, dit moes 'n visioen gewees het, alhoewel hy nie die woord visioen hier gebruik nie. Dan kry ons die betekenis van hierdie besondere visioen. Dus ek het gegou daar loer. Ja, ek gaan gou kyk, dan beteken dit hy share screen nie. Nee. Ek sal net gou kyk. Sê vir my, kan julle die share screen sien? Kan julle die teks sien wat ek vir julle wys van Openbaring 21? Dat ek net gou, ja, oké, nee, goed. Dan voel ek, ja. Nee, as julle hom net kan sien, dan is ek tevrede vir nou. En dan die betekenis van die besondere visioen, dit word dan nou vir ons gesê in vers 3 en ook in vers 4. So hierdie eerste 2 verse gee net vir ons die inleiding. Vers 3 en vers 4 gee vir ons die betekenis van wat hierdie visioen is. Nou, en dit weet die meeste mense skynbaar nie,
dat vanaf vers 5 tot by vers 8 kry jy 7 uitsprake van God self. In ander woorde, daar vanaf die wit troon sê God 7 goed. Nou, ons weet hoe belangrik is 7 in terme van wie God is. So van vers 5 tot 8 sê hy 7 dinge. Kom ek wys dit gou vir julle. Hy sê, ek sal nou hierna vir julle gou 'n diagram wys, dan kan julle dit dalk bietjie makliker verstaan. Kyk, ek maak alles nuut in vers 5a. So, ek maak alles nuut, dis die direkte woorde van God. En dan verder sê hy, skryf hierdie woorde, want dit is waaragtig en betroubaar. Dis nog 'n uitspraak. Dan in vers 6a sê hy, dit is verby of dit het klaar gebeur. Hy sê, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. En dan sê hy ook, aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. En dan die oorwinnaar, of hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En dan vers 8, die uitspraak oor die vreesagtiges, en dit gee vir jou 7 uitsprake in totaal. Nou kom ons kyk of ek gou hierdie vir julle kan wys. Ek dink daar lê hy. Daar's hy. Nou behoort julle te kan sien. Dit is dan nou die indeling van hierdie gedeelte wat ons gelees het, is baie mooi gestruktureer, nee. Daar is vers 1 en 2, vers 3 en 4, en dan die 7 uitsprake vanaf vers 5 tot 8. 7 dinge wat God sê, en of wat hy verklaar, en hy verklaar dit vanaf die troon. Nou, as jy nou gedink het, dis alreeds baie indrukwekkend, dit is nogal, maar daar is meer. Daar is eintlik hier ook 'n baie mooi struktuur, 'n chiasme. Is nie hy nie, dat ek het gou omkry. Daar's hy. Nou, 'n chiasme is, jy kan sien, daar is A en A is in verbinding met mekaar, B en B is in verbinding met mekaar, C en C is in verbinding met mekaar, en dan in die middel lê daar die 2 D's. Nou, mens wil sê, dit beteken hierdie hele struktuur werk van buite af binne toe, so die klem, wil 'n mens sê, lê tot 'n groot mate hier in die kern, nee. En dit is dan in vers 2 en tot 4a, die heilige stad Jerusalem kom van God af, en dit is 'n belangrike punt, nee, wat is die oorsprong van die nuwe Jerusalem? Dit kom van God af, en wat is die doel van hierdie nuwe Jerusalem? Wel, die doel van hierdie nuwe Jerusalem is, God self bly by sy mense. Okay. Maar kom ons kyk, ons werk om van buite af binne toe. Daar is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons sal later praat oor eerste hemel en eerste aarde, nee. God maak alles nuut. God is die handelende, hy is die onderwerp. Dan die eerste hemel en die eerste aarde en die see het verby gegaan. Die see is nie meer daar nie, nee. En die vorige dinge het verby gegaan. Jy kan duidelik sien in vers 4b, hoe dat dit staan met mekaar in verband. Die see bestaan nie meer nie, vers 1, die dood bestaan nie meer nie. So daar is die een of ander verbintenis tussen die see het nie 'n baie positiewe betekenis nie, kom ons agter, in die boek Openbaring, nee. En jy sien dit ook hier in die struktuur van die chiasme, die dood bestaan nie meer nie. Nee. En dan die kern, die heilige stad Jerusalem kom van God af, God self bly by sy mense. So, baie goed gestruktureer, en alreeds daarin kan 'n mens agterkom
Jy werk van buite af binne toe. Dit is baie goed deurdink. En ek het net nou ook gesê, ek glo dit is maar alles net die werking van die Heilige Gees. En dat ek het weer met julle deel dan die teks van Openbaring. So wat ons hier het, is, hier word in die gedeelte breedweg sal 'n mens sê met ons gepraat oor Jerusalem. Ek het die afgelope Sondag die opmerking gemaak dat oor die algemeen, en ek dink nie dit is 'n sonde of dit is verkeerd nie, om te sê ek is op pad hemel toe. Ek weet wat ons daarmee bedoel, en dit is ook nie verkeerd nie, dit is dalk net beter om jouself te kwalifiseer, en uiteindelik te sê ek verstaan, dat die paradys is as het ware die oorgang, die stasie op pad na, wat God vir ons beskik, en dit vind ons hier in Openbaring 21, nadat hy einde gemaak het aan sy oordeelsaankondiging. En dit word vir ons beskryf uiteindelik as 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dis nou 'n vraag, is dit 'n totaal nuwe skepping? Want daar staan ook, daar is 'n kontras tussen die Griekse woorde in hierdie gedeelte tussen nuut en eerste. Nee, jy kan dit sien. Tussen kainos, is die Griekse woord vir nuut, en protos, die woord vir eerste. So daar is 'n spanning hier. Daar is 'n kontras tussen hierdie woorde. Die nuwe en die eerste. En nou daar's mense wat natuurlik nou dink, nee, dit is 'n totale nuwe skepping, is 'n totale nuwe begin, of dit is 'n vernuwing van dit wat daar eerste was. Ek is geneig om meer so te dink, en ek dink daar is baie goeie skrifgronde om te sê dat God herskep. Ons praat ook van herskep eerder as 'n totale nuwe skepping. Vir my skep dit die probleem dat as ek hieroor dink, en ek weet wat beteken ook die Griekse woord kainos, ek dink dit probeer sê hoe deeglik en hoe goed die herskeppingswerk van God is. Dit beklemtoon, die woord kainos beklemtoon die gehalte en die kwaliteit van dit wat God doen. As dit 'n totale nuwe skepping is die probleem daarmee dat daar is 'n onderbreking in die kontinuïteit van wie God is. God hou sy woord, hy's 'n betroubare God. Hy sien dit wat hy begin het deur. Hy is, met ander woorde, as ek dit so kan sê, nie soos ons mense wat moet stop en opgee en nie voltooi nie en nie klaar maak nie. Dit wat hy begin het in Genesis 1, toe sy gees skepend oor die waters gesweef het, dit voltooi hy. En as dit 'n totale nuwe begin is, nee, as kainos nie hier dui op die kwaliteit of die gehalte van die werk wat hy doen nie, maar dui op 'n totale van vooraf begin, Genesis 1 met ander woorde, dan skep dit vir my daai probleem van, tas dit nie die wese van God se betroubaarheid aan nie. So ek dink dat kainos sê net eintlik hier iets van die Griekse woord vir nuut, van die kwaliteit werk wat God gedoen het. Dis baie deeglike werk. Nou wil ek vir julle sê dat dit is nie 'n nuwe gedagtes hierdie nie. Jy kry dit ook in die Ou Testament, spesifiek by die profeet Jesaja kan julle gaan kyk. Daar kan julle gaan kyk dat in Jesaja 65 vers 17 tot 18 en ook Jesaja 66 vers 22, daar sê die Here,
ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Nou dit is presies wat ons hier het, nee. Maar Jesaja se gedagte van 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, ek gaan 'n Jerusalem skep vol blydskap. Hoe wonderlik. Dat God al 700 jaar voor die geboorte van ons Here Jesus Christus hierdie openbaring gegee het aan sy kerk wat in 'n baie moeilike situasie verkeer het hier op aarde. So hierdie is deel van die openbaring van God wat net duideliker word vanaf die Ou Testament nou na die Nuwe Testament toe. Die vraag is natuurlik, as jy kyk na vers 1, is die see. Wat is die problematiek met die see? Ons is baie lief vir die see, mense gaan op vakansie na die see toe, en ek dink oor die algemeen het mense 'n baie positiewe idee van die see. Maar die see het nie 'n positiewe betekenis in die boek Openbaring nie. Dit moet julle nou onthou en nou moet jy dus nie werk vanuit jou eie verstaan van wat die see is nie, maar moet jy in ag neem wat is die konteks van die boek Openbaring, en dan lees ons in die boek Openbaring dat die see is dikwels die oorsprong van die bose. Gaan kyk 'n bietjie na hoofstuk 12 vers 18, hoofstuk 13 vers 1, of dit is die bestemming van dooies, Openbaring 20 vers 13. Die watermassa van die see is deel van hierdie wêreld, en hierdie wêreld is 'n ou wêreld, vasgevang in sonde. Daar kan jy weer gaan kyk na Openbaring 5 vers 13, 7 vers 1 tot 4, 8 vers 8 tot 9, 10 vers 2 en ook 5 tot 6. Hoofstuk 10 vers 5 tot 6. So in die nuwe bedeling wat nou aanbreek met hierdie nuwe skepping van God, hierdie nuwe kainos, hierdie nuwe begin, is daar nie 'n plek vir die see nie, wat die oorsprong van die bose is, wat op die ou einde die plek van die dooies is. Daar's nie 'n plek vir die see nie, en daarom bestaan die see nie meer nie. Die see verdwyn. Daar is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en op hierdie nuwe hemel en aarde vestig God 'n nuwe stad. Nou die Jode het onmiddellik as jy praat van stad, het hulle gedink in terme van Jerusalem. En die stad het ooreenkomste met die Jerusalem van hierdie aarde, maar is totaal en al ook kainos, is 'n oorbegin, is niet omdat die aardse Jerusalem 'n baie groot teleurstelling en mislukking is. En ek dink spesifiek moet 'n mens hier dink aan Jerusalem as die plek waar Christus gekruisig is. Daar is die laagste punt van die aardse Jerusalem. Gaan kyk 'n bietjie na Openbaring 11 vers 8. Dis ook die plek waar die twee getuies doodgemaak is, hoofstuk 11 vers 7. So die ou Jerusalem, die aardse Jerusalem, verskil nie baie van Babylon of dan nou Rome nie, die wêreldse stad nie. En daarom maak God 'n nuwe Jerusalem, en daardie nuwe Jerusalem se oorsprong is nie die mense nie. Ons ken die geskiedenis van Jerusalem, die aardse Jerusalem. Dawid het die stad afgeneem van die Jebusiete, wat 'n Kanaanitiese stam was, of deel van die Kanaaniete was, en Dawid het dit uiteindelik die sentrum gemaak van die nuwe ryk, van 'n nuwe volk, wat God moes dien. En die tempel was daar. Maar Jerusalem het deur sy geskiedenis altyd 'n baie stormagtige geskiedenis gehad van teleurstelling, van mislukking, uiteindelik die kruisiging van ons Here Jesus Christus,
Dit is die stad wat sy rug op God draai. Daarom het die inwoners van die stad ook dikwels in ballingskap gegaan, is die stad dikwels ook ingeneem. So dit wat die mense van Jerusalem gemaak het, die sondaars van Jerusalem gemaak het, was 'n teleurstelling, en daarom kom God, en hy gee 'n nuwe Jerusalem, 'n plek van kwaliteit en gehalte, wat beantwoord aan wat God se visie is, vir die mens. En ons kan sien, hy kom van God af, want Johannes sien, hoe dat hy neerdal, so deel van hierdie visioen, is hier die stad, wat hy sien, wat neerdal, wie is in die hemel? Die Bybel sê vir ons, God is in die hemel, so hierdie stad kom van God af, en hy word beskryf soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. En dis natuurlik 'n baie bekende beeld vanaf die Ou Testament, deur die Nuwe Testament, wat die kinders van God, die ware gelowiges, voorgestel word, as die bruid wat vir haar man versier is. Teenoor in kontras met hoe Jerusalem gelyk het. Jy weet, Jerusalem het 'n stad geword so boos soos al die ander stede, en tot 'n groot mate het Jerusalem Babylon geword. En nou wil ek vir julle net iets anders wys. So dit is baie belangrik dat die mense bietjie in gedagte hou hoekom Jerusalem vernuwe moet word. Jerusalem het tot 'n groot mate, soos ek sê, eintlik maar Babylon geword. Kom ek wys julle net hierdie wat ook in 'n boek is, wat dit baie mooi vir my saamvat. Daar het jy dit, ek weet, ek dink bietjie sien of ons 'n bietjie kan inzoom hierso. Daar sê hy, laat ons toe. Goed. Jy kan sien dat al wat hierdie skematiese voorstelling doen, is dit wys vir ons Babylon in Openbaring teenoor die nuwe Jerusalem. Nou hou in gedagte dat die ou Jerusalem het net sowel Babylon geword as gevolg van haar ongehoorsaamheid en haar onwilligheid om God te dien. So Babylon, haar sondes is opgehoop tot die hemel toe, en al hierdie verwysings wat jy hier kan sien, is verwysings na Openbaring, in Openbaring. Terwyl teenoor die opgehoopte sondes van Babylon is die nuwe Jerusalem 'n heilige stad. Babylon is in die woestyn, die nuwe Jerusalem is op 'n berg. Babylon is die groot prostituut, die nuwe Jerusalem is 'n bruid. Babylon is geklee in die kleure van die prostituie van daardie tyd, wat was om aandag te trek, pers en helder rooi kleure, terwyl Jerusalem fyn en helder blink kleure is. Babylon is versier met goud en edelstene en parels, alles gelyktydig, so dit spreek van oordaad, en teenoor die nuwe Jerusalem dra ook juwele, maar dit is smaakvol van goud. Babylon is vol losbandigheid en immoraliteit, met ander woorde dui op die seksuele sondes, en daar is niks onrein of losbandig of vals in die nuwe Jerusalem nie. Babylon is die blyplek van demone, mense wat beset is deur die demone, terwyl die nuwe Jerusalem is die blyplek van God. Met ander woorde, die demone kan nie daar wees nie. In Babylon word die gelowiges aangesê om haar te verlaat, om pad te gee. Die gelowiges stroom daar na die nuwe Jerusalem om dit binne te kom. Stad van die dood teenoor die dood ontbreek in die nuwe Jerusalem. Die konings van die aarde pleeg oorspel met Babylon, die konings van die aarde verleen luister aan die nuwe Jerusalem. Die lig van die lamp sal nooit weer skyn in Babylon nie, terwyl God is die lig en die lamp van die nuwe Jerusalem. Die nasies
mislei die nasies deur haar bedrog, dis wat Babylon doen, en dan, as jy kyk na die Nuwe Jerusalem, in Openbaring 22 is deel van die Nuwe Jerusalem, kom jy agter, is ook Eden, is ook die tuin, en die bome in haar is die genesing vir die nasies, nie verleiding van die nasies tot bedrog en tot sonde nie. Babylon word verwoes, en uiteindelik die Nuwe Jerusalem, die verlostes is in haar, en sy word nie verwoes nie, sy bly. Sy is nie 'n stad wat verdwyn nie, sy is die stad wat bly. So, daar is dus 'n groot verskil tussen die ou Jerusalem, die eerste Jerusalem, ek wil ook sê Babylon, en die Nuwe Jerusalem, die stad wat van God afkom en wat hy vir ons vestig en wat hy vir ons gee. En ek dink dit is uiteindelik ook belangrik dat ons sien waarheen is God met ons op pad, van waar af kom ons, en dit is dus net genade in ag genome van waar af ons kom, van waar af die mensdom kom, maar ook waarheen ons op pad is. Hier is 'n baie mooi uitdrukking in vers 3, en ek weet die meeste van julle het al preke hieroor gehoor, en dat dominees baie hieroor aangegaan het, en dit is my groot rede waarom ek vanoggend gekies het ook vir die 1953 Afrikaanse vertaling. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Daar staan eintlik, kyk, God kom tabernakel by die mense. God kom slaan tent op by die mense. En onmiddellik vat dit 'n mens terug na 'n bepaalde punt in die geskiedenis, in die openbaringsgeskiedenis wat ons lees in die Bybel. Dit vat my altyd terug na die volk Israel wat op pad is na die beloofde land toe. En ek kry altyd hier die visie van hoe dat die kamp ordelik opgestel was met die tabernakel, die heiligdom, toe hulle op pad was na die beloofde land, toe was die heiligdom daar die tent, wat in die sentrum van die laar gestaan het, en daar die laar is dalk nog donker, maar hier is dit die lig wat brand van die kandelaar van God in die tabernakel. Natuurlik is daar ook amper soos met ons straatligte lig, want dit is die plek van die lig, van die wolkkolom af, maar dit is altyd, dit voer my altyd terug as ek lees dat God kom tabernakel by ons, na daardie periode wat God so naby aan sy mense is. God wil by ons wees. Dit vat my weer na God en Adam en Eva in die tuin van Eden, waar God met hulle mense op sy terme en wyse 'n verhouding gehad het, wat 'n baie intieme verhouding is. 'n Mens kan amper sê, waar God met die mens baie nou en naby gesosialiseer het. Alles wat ons nou ontbeer, want ons het nie daardie intieme nabyheid soos wat dit toe was nie, en tog begin ons alreeds in hierdie lewe as gelowiges dit beleef in ons verhouding, in ons godsdiens, dat daar is hierdie band tussen ons en hom. Daardie band is herstel deur ons Here Jesus Christus. En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En daai is vir my baie belangrike woorde, en ek kan sien hoe dat dit na die middelpunt van daai chiasme toe moet wees, hierdie woorde. Want hier het jy die klassieke verbond frase. Die frase wat kom deur die hele Bybel, en wat soos 'n goue draad deur die Bybel loop. Hierdie frase is die woorde van die verbond. God kom en hy gee die belofte,
ek sal vir jou 'n God wees, sê hy vir Abraham, en jou nageslag moet vir my 'n volk wees. En hy sal by hulle woon. Ek sal vir julle 'n God wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Sien julle dit? En hulle sal sy volk wees. Hierdie mense is die volk van God wat hulle nou moet wees. Dit wat hulle in die verlede nie was nie, dit waarin hulle misluk het, omdat hulle sondaars is nou beëindig. Dit is herstel. Christus maak die herstel moontlik, en die Gees van die Vader en Christus werk in hierdie mense, dat hulle die volk van God kan wees. Dit is waarna ons uitsien. God het ons volkome sy volk gemaak, ons het dit verloor, ons het dit, wil 'n mens sê, opgemors, maar God bring die herstel. En sy volk, as ons ook verder lees, is nie nou beperk net tot een groep mense nie, maar is mense van alle volke, van alle tale en van alle nasies. Hierdie is die vervulling van die belofte van Immanuel. God is immanent, God is teenwoordig. Ek dink dit is die filosoof Russell, wat gesê het, jy weet, ons leef in die spanning tussen dit wat immanent is en dit wat transcendent is. Met ander woorde, God is in die skepping, maar God is ook nie nou vir ons so in die skepping dat ons voluit gemeenskap met hom kan beleef nie. En daarom is daar hierdie spanning, maar daai spanning is verby hier op die nuwe aarde, onder die nuwe hemel in die nuwe Jerusalem. Nou kyk wat sê vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee. En hoekom sal daar nie meer trane wees nie? Hoekom is daar nie meer 'n gehuil nie? Jy kan ook Jesaja 25 vers 8 gaan lees, want daar verdwyn 'n klomp dinge wat die trane veroorsaak. Daar is nie meer so iets soos dood nie, want daar is nie sonde nie. Die sonde is uitgewis, dit is betaal. Daar is nie droefheid nie, daar is nie 'n gewee nie, daar is nie meer moeite nie, of 'n gesig nie. So die eerste dinge, die dinge wat vroeër was, het nou verby gegaan. Dit is maar net 'n opsommende opmerking om te sê, dat God maak 'n einde aan hierdie slegte dinge wat die uitvloeisel was van die sonde. En dan kom ons by die 7 uitsprake wat ek vir julle gesê het, wat hier lê vanaf vers 5 tot en met vers 8. Die God wat sê in die eerste plek in vers 5a, kyk, ek maak alles nuut. Ons het 'n bietjie gepraat oor die kontinuïteit tussen die eerste en dit wat God hier dan ook nuut maak. Ons lewe in die tyd van afwagting. Dit is, ons weet die verlossing is bewerk deur ons Here Jesus Christus, maar alles is nog nie op hierdie stadium vir ons 'n sigbare, beleefbare realiteit soos wat dit uiteindelik sal wees nie. So ons sien nog daarna uit. En daarom het ons Here Jesus ook gebid, laat u koninkryk kom, in Matteus 6 vers 10. En weet ons sien nog uit, maar ons weet ook, dit is vas en seker, dat hierdie realiteit vir ons gaan aanbreek, want God waarborg dit. Die ander uitspraak kry ons dan, kyk, ek maak alles nuut, en dan sê hy vir Johannes, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Omdat ons in die tyd van afwagting leef, moet ons weet, ons kan hierdie dinge lees, dit is waar, dit is betroubaar, ons kan ons lewe daarop bou, dit word gewaarmerk deur die kruisdood van God se seun, deur die bloed van ons Here Jesus Christus. As jy nou wou, sê jy seker, as jy dramaties wil wees, kan sê,
God skryf in sy eie hand, en hy sê vir ons in die bloed van Christus, weet verseker, dit is wat vir jou wag, dit is jou uiteindelike bestemming, dit is vas, want my seun het met sy bloed dit vir jou moontlik gemaak. Openbaring 21 vers 6 gee vir ons die derde uitspraak, dit is verby. En nou, dit moet iets by jou wakker maak, en dit moet jou laat dink, as jy dit lees, want dit vat jou onmiddellik, en dit herinner jou aan hierdie tipe uitspraak, het ek al gehoor, nee. In Johannes 19 vers 30, sê die Here Jesus aan die kruis, dit is volbring, nee. En in Openbaring 16 vers 17 lees ons in een van die vertalings, hoor ons al klaar, dit is verby. En nou, jy kan ook Openbaring 21 vers 6 vertaal met, dit het klaar gebeur. So daardie Grieks kan 'n mens dalk 'n bietjie beter verklaar met, of vertaal met, dit het klaar gebeur, en die woorde eerder van die uitroep met die sterk stem in hoofstuk 16 vers 17 van die hemelse troon af, dit is verby. So dit begin alles by Johannes 19 vers 30, Jesus wat sê aan die kruis, dit is volbring, dan die uitroep vanaf die troon van God in Openbaring 16 vers 17, dit is verby, en dan hier die woorde, hier wat ek eerder sou vertaal, dit het klaar gebeur. God doen dit, hy hou sy woord, hy voer sy plan uit, dis alles gebaseer op daardie eerste uitspraak van ons Here Jesus Christus, dit is volbring. En dan sê God wie hy is, en dit gaan altyd oor God. God openbaar hom, hy sê, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Alles begin by hom, alles eindig by hom. Hy bepaal alles. Hy is in beheer van alles. En dan wonderlike en heerlike belofte, boonbehalwe die verklaring van wie hy is, maar 'n heerlike belofte van God, aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Wie is hierdie dorstiges? Hierdie dorstiges is ons wat in die tyd van afwagting leef en wat dors na die Here, wat 'n behoefte na hom het, wat 'n behoefte aan sy teenwoordigheid het. Ek dink aan die Here wat gesê het, kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Jesaja 55 vers 1, ek gebruik graag daardie woorde ook met die uitnodiging na die tafel toe, kom almal wat dors is, kom na die waters toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en kom eet. En nou kom God en hy sê, ek spreek julle behoefte aan, ek weet daar is 'n gemis, ek weet daar is 'n tekort in julle lewe wat julle ervaar, julle het 'n begeerte in julle harte om by my te wees, julle siele, julle wil na liggaam en na siel by julle Skepper wees, dit spreek ek aan en ek sal by julle kom tabernakel. So, dis vir my 'n wonderlike belofte van God om aan vas te gryp en om jou lewe lank in gedagte te hou en jou lewe daarop te bou. Die beloftes van God, het hy vroeër self gesê, is waaragtig en betroubaar in vers 5. Die bloed van ons Here Jesus Christus is die waarborg daarvan. Hy wat oorwin, nog een van die uitsprake, van die 7 uitsprake in vers 5 tot 8, hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Weer 'n herhaling van dieselfde verbondsfrase.
Hoe oorwin ons? Ons oorwin in Christus. Christus doen dit wat ons nie kan doen nie, en hy maak dat ons erfgename kinders van ons hemelse Vader kan wees, wat hierdie heerlikheid kan beerf. Die beste wat jy in terme van sekere aardse besittings vir jou naasbestaandes kan nalat is blyplek, 'n huis of grond. Nou wat beloof God aan ons? Hy sê, julle wat oorwin deur my seun, erf dit. Julle erf nie 'n ou aarde nie, julle erf nie 'n Babylon nie, julle erf 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel, 'n nuwe Jerusalem. En ek sal vir julle wees. In terme van die verbondsfrase wat deur die hele Bybel kom, ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n seun wees. Ek sal julle harte verander. En maar aan die ander kant word hier ook vir ons gesê dat aan die ander kant word hier ook vir ons gesê teenoor die wat oorwin is daar die vreesagtiges, die ongelowiges. En hulle het 'n baie groot probleem. Die gruwelikes, hier word nou 'n hele sondelys as dit ware genoem. Ons ken sondelyste in die Nuwe Testament. Die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die hoereerders, die towenaars, die afgodsdienaars en die leenaars. En ons is almal skuldig aan hierdie sondes. Is dit nie? Wil jy vir my vertel, jy het nie 'n afgod nie? Ons moet almal stry teen ons afgode. Wil jy vir my sê, jy het nog nooit iemand geskel nie, jy het nog nooit iemand gevloek nie, jy het nog nooit iemand begeer wat nie jou huweliksmaat is nie, jy het nog nooit 'n leuen vertel nie. Nee, laat ons met mekaar daaroor baie eerlik wees en nie die waarheid verdoesel nie. Dit is sonde wat ons ken. Nou, vers 8, jy het nou al die mooi goed gehoor, hier van Openbaring 21, maar vers 8, bring 'n mens weer terug na die realiteit toe van, maar ek is sondaar wat ook skuldig is aan hierdie goed. So, wat is die verskil tussen my en hierdie vreesagtiges, hierdie ongelowiges, hierdie wat hier genoem word in die sondelys, en die verskil is die volharding in sonde. Hierdie is mense wat volhard op hierdie pad. Hulle wil nie omdraai nie, hulle wil nie, hulle het nie daai begeerte om in die verhouding met God te leef en in daardie verhouding met hom te staan nie. Hulle wil bly soos wat hulle is en hulle wil niks verander nie. Dit is die verskil. So al het ek en jy ons skuldig gemaak aan hierdie sondes, ons het onder leiding van die Heilige Gees tot bekering gekom. Maar hierdie wat verhard, wat volhard in hierdie sonde, teenoor die heerlikheid van die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde en die nuwe hemel, hulle deel, en dit kan jy ook aanvaar as die woord van God, as 'n sekere uitspraak van God van wat sal gebeur. Hulle deel is die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. 'n Mens kan dit dalk nog sterker stel en sê, God beloof ook, daar is 'n poel van vuur en swavel. Daar is ook 'n plek vir mense wat op hierdie wyse leef en hulle nie bekeer nie. En daarom is hierdie ook definitief 'n oproep om te sê, bekeer jou. Bekeer jou van hierdie lewe van verharding en in sonde, want neem God op sy woord is betroubaar en waaragtig, dit is waar dit eindig, dit is wat sal gebeur. Luister betyds, draai om, plaas al jou hoop in die Here Jesus Christus as jou enigste verlosser. So Openbaring het ook 'n baie sterk oproep tot berou en bekering. En jy vind dit ook weer hier in Openbaring 21. Om af te sluit, wat 'n heerlike 8 verse.
Wat 'n pragtige vooruitsig om te hê dat God vir ons voorsiening maak by hom, dat hy by ons kom tabernakel, dat ons tot in ewigheid in sy teenwoordigheid kan wees, dat hy in terme van sy beplanning vir ons voorsiening maak. En daarom sê ek, dit is vir my 'n wonderlike boek Openbaring. Jy sien die stryd aan die een kant, die boek Openbaring wys vir ons hoe die wêreld werklik is. Hier word nie met ons doekies omgedraai nie, maar hier word ook vir ons 'n wonderlike perspektief geopen van waarheen is ons op pad, waarmee is ons besig, waar gaan ons uitkom? Ek kan weet, ek kan met sekerheid ook leef. Goed, kom ons kyk, is daar miskien enige vrae of opmerkings of iets wat julle dalk voel ek gemis het in hierdie eerste 8 verse van Openbaring 21. Dis eintlik die inleiding tot hierdie heel laaste gedeelte van die boek Openbaring. 'n Afsluiting aan die een kant dus van die oordeelsaankondigings van Openbaring, maar ook die inleiding tot hierdie laaste gedeelte, hierdie hoopgewende gedeelte van Openbaring. Enige opmerkings of vrae? Goed, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek is bly dat ons weer met ons Bybelstudie kon begin. Ek besef dat ons gaan een van die dae klaarmaak met die boek Openbaring. Die Bybelstudie sal natuurlik bly voortgaan. Ek is besig om te werk aan 'n gedagte. Ek wil net 'n bietjie gaan navorsing doen en dan sal ek 'n plan vir julle op die tafel sit van wat ek dink ons volgende kan saam doen. Ek dink hierdie boek Openbaring het my gedagtes dalk ook in 'n bepaalde rigting gestuur. As ek klaar is hier met Openbaring, dan wil ek nou sê, dit het vir my meer as 20 jaar gelede begin by Genesis. So moet ek weer by Genesis begin, of moet ek dalk bietjie 'n ander strategie oorweeg? My vrou het my dit gisteraand gevra, maar ek oorweeg dalk so bietjie iets anderste, en ek sal met u daaroor gesels. Kom ons sluit af deur saam te bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat u vir ons voorsiening maak in u beplanning, en dat u vir ons baie duidelik wys hoe en waarheen u met ons op pad is. Dit gee aan ons standvastigheid en stabiliteit in hierdie wêreld en in hierdie lewe, en daarvoor loof en dank ons u. Gee Here dat ons onder leiding van die Heilige Gees hieroor sal dink, dat ons lewens sal inrig rondom u, en om die verhouding met u altyd uit te bou en te versterk. Dit is werklik ook 'n begeerte van ons harte om by u te wees en om die volheid van dit wat ons hier hoor ook met u te beleef. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, baie dankie dat julle ingeskakel het vanoggend, en 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal verder.